Het kan lekker wees om op 'n hoë plek te staan en af te kyk. Jy kan ver sien om op 'n berg te staan byvoorbeeld. Maar hoë plekke kan gevaarlik wees, veral as dit 'n plek van mag is. Ons is besig om te kyk na die storie van Dawid, die koning wat hulle die man na God se hart genoem het. God was lief vir Dawid. Maar jy kan 'n geliefde van God wees en jou lewe kan ontspoor. En Dawid se lewe ontspoor as gevolg van begeerte. Nou verstaan my goed, daar's niks fout met begeerte nie. Almal van ons moet begeer. As jy nie meer begeer nie, as jy dood, dan moet goed wees in die lewe wat jy wil hê. Maar verkeerde begeertes, verdraaide begeertes, kan jou lewe vernietig. En dis die waarskuwing wat ons sien in Dawid se verhaal. Dat as jy iets begeer wat nie vir jou bedoel is nie, iets wat nie vir jou goed is nie, iets wat nie aan jou behoort nie, iets wat jou nie toekom nie, iets wat nie goed is vir ander mense nie, dan kan jou begeerte vernietigend wees. En dit is wat met Dawid gebeur. Hy staan op 'n hoë plek op die paleis van sy dak. Hy sien 'n vrou. Hy begeer haar. Hy laat haal haar. Hy doen wat hy wil met haar. Hy stuur haar terug. Dan word sy swanger. Hy probeer dit toesmeer. Sy toesmeeraksie loop uiteindelik uit op moord. Hy laat haar man vermoor. En dan het Dawid gedink, ag wat, dis nou maar reg so. Hier teen die einde sê hy, as dit ware, as hy hoor van Uria se dood, ja, dit is nou maar so, die swaard gaan nou hierdie kant toe en daai kant toe. Hy maak asof dit niks met hom te doen het nie. Hy's 'n mens sonder gewete. Hy tree in hierdie situasie op, asof hy nie 'n gewete het nie. En dit is wanneer begeerte gevaarlik word, wanneer dit gewetenloos word, wanneer jy gewetenloos met jou begeerte omgaan. Maar dis nie die einde van die storie nie, al het Dawid gehoop dit is. Die Here stuur vir Nathan na Dawid toe. Kom ons vertel die storie daarop. Die Here het Nathan na Dawid gestuur. Toe hy by hom kom, het hy vir hom gesê, daar was 2 mans in 'n sekere dorp. Die een was ryk en die ander was arm. Die ryk man het besonder baie kleinvee en beeste gehad en die arme man het niks behalwe 1 klein ooilam gehad nie, wat hy gekoop het. Hy het haar aan die lewe gehou. En sy het by hom groot geword saam met sy kinders. Sy het selfs van sy stukkie brood geëet, uit sy beker gedrink en op sy skoot geslaap. Sy was vir hom soos 'n dogter. Toe daar 'n besoeker by die ryk man opdaag, was hy te jammer om van sy kleinvee of beeste te neem en vir die reisiger wat by hom opgedaag het iets voor te berei. Hy neem toe die ooilam van die arme man en berei 'n ete voor vir die man wat by hom aangekom het. Dawid het baie kwaad geword vir daardie man. Hy het vir Nathan gesê, sowaar as die Here leef, die man wat dit gedoen het, verdien die dood. Die ooilam moet hy 4voudig vergoed, omdat hy hierdie daad gedoen het en nie die arme man jammer gekry het nie. Toe sê Nathan vir Dawid, jy is die man. So sê die Here, die God van Israel, ek is die een wat jou as koning gesalf het oor Israel, en ek is die een wat jou gered het uit die hand van Saul. Ek het vir jou die huis van jou Heer gegee, die vrou van jou Heer in jou arms. Ek het vir jou die huis van Israel en van Juda gegee. As dit te min was, sou ek vir jou soveel te meer kon byvoeg. Hoekom het jy die woord van die Here geminag deur kwaad te doen in my oë? Uria die Hittiet het jy met die swaard neergeval. Sy vrou het jy as jou vrou geneem en hom het jy deur die swaard van die Ammoniete vermoor. Daarom sal die swaard nooit van jou huis wyk nie, omdat jy my geminag het en die vrou van Uria die Hittiet geneem het om jou vrou te word. So sê die Here, kyk, ek gaan onheil teen jou verwek uit jou eie huis. Ek sal jou vrou voor jou oë neem en aan jou naaste gee. Hy sal openlik by jou vroue slaap. En omdat jy dit in die geheim gedoen het, sal ek hierdie gebeure voor die hele Israel laat plaasvind in die volle son. Ek het gesondig teen die Here, het Dawid vir Nathan gesê, waarop Nathan toe vir Dawid sê, die Here self het jou sonde op sy geskuif. Jy sal nie sterf nie, maar omdat jy deur hierdie gebeure heeltemal oneerbiedig opgetree het teenoor die Here, sal die kind wat vir jou gebore is sonder twyfel sterf. Toe het Nathan huis toe gegaan. Nou het ek daarom so 'n bietjie van my hoë plek afgekom. En ek wil met julle praat oor die gevaar van begeerte sonder gewete. Dis presies Dawid se probleem. Wanneer hy vir Batseba sien, dan begeer hy haar. Maar hy dink nie oor die konsekwensies nie. Hy dink nie oor wat die Here van hom vra nie. Hy dink nie aan alles wat die Here vir hom gegee het nie. Hy dink nie aan alles wat hy het nie. Hy begeer nie dit wat hy het nie, die baie wat hy het nie. Hy begeer die een ding wat hy nie het nie. En dit is wat Nathan hom opwys. Dat jy het ontsettend baie.
Uria het net een vrou, maar jy begeer sy een vrou, omdat jy nie tevrede is met dit wat die Here vir jou gegee het nie. En hierdie skewe begeerte maak dat Dawid hom vergryp aan Batseba. Dat hy sy mag gebruik om uiteindelik vir haar in sy greep te kry. Maar dit het vernietigende gevolge vir hom, vir sy gesin, vir Batseba, vir Uria natuurlik. Dit het uiteindelik is Dawid se storie van hierdie punt af op die afdraande pad. Hy herstel nooit heeltemal van hierdie gebeurte en alles begin by daai een oomblik van gewetenlose begeerte. Wanneer 'n mens begeer, is dit daarom belangrik dat jy moet kan terugstaan van dit wat jy begeer. Maak nie saak wat dit is, of dit iemand is en of dit iets is of wat ook al. As jy regtig het uit jou hart uit begeer, jy moet kan terugstaan van jou begeerte en vra, wat sê God hieroor? Wat sê my gewete hieroor? Is dit wat ek nou begeer, regtig dit wat God vir my wil gee? Is dit wat ek nou wil begeer regtig goed vir my? Is dit goed vir die mense rondom my? Want gewetenlose begeerte is vernietigend. Die tweede ding wat ons by Dawid sien, is dat hy mag het sonder gewete. En dit maak sy begeerte natuurlik nog verskrikliker, dit maak dit nog skadeliker. As hy nou maar net 'n gewone ou in Jerusalem was wat na Batseba gekyk het en gedink het, maar ek hou van hierdie vrou, sou hy waarskynlik niks kon gedoen het daaraan nie. Hy sou nie die mag gehad het om haar te laat haal, haar te gryp en haar na hom te laat bring nie. Batseba sou baie sterker in 'n posisie gewees het om weerstand te bied. Maar omdat hy die koning is, en dis waar dit nou al begin, hy is die koning wat die paleis het, wat 'n dak het wat hoër as al die ander dakke, so hy kan afkyk, hy kan begeer, hy is onmiddellik in 'n situasie wat hy sy mag kan gebruik om te kry wat hy wil hê. Ek dink dit is hoekom ons so dikwels sien dat mense wat in 'n magsposisie is, hulle self in die geheim vergryp. As 'n mens nou net dink aan die hele sage rondom die Epstein-files, hoe mense met mag, hulle mag misbruik om te kry wat hulle wil hê. En ons kan na hulle kyk en sê, o, dit is verskriklik, en dit is verskriklik. Maar die punt is, as jy mag het, is dit vir jou baie makliker om jou verdraaide begeertes te vervul, om begeertes wat eintlik verkeerd is, te bevredig. Ons sien dit oor en ons sien dit in die lewe van Dawid. Mag sonder gewete, mag sonder verantwoording, sonder die bereidheid om verantwoording te doen, is dit amper vir my die wese van boosheid. Wanneer ek in 'n posisie van mag is en ek misbruik my posisie van mag terwyl van my eie begeerte, dan is ek boos. Die volgende ding wat ons dan sien, is dat Dawid probeer toesmeer. Dat hy eers vir Uria laat kom, en dan vir Uria probeer kry om by sy vrou te slaap. As Uria dit nie wil doen nie, maak hy hom dronk om hom te oortuig om by sy vrou te slaap. As Uria nog steeds met integriteit optree en weier om dit te doen, omdat hy as 'n soldaat nie veronderstel is om dit te doen nie, volgens hulle gebruike, dan smee hy 'n komplot om Uria te laat doodmaak. En dan word 'n klomp ander soldate ook doodgemaak. En Joab, die bevelvoerder, moet eintlik 'n dwaase aanval loods net om vir Uria dood te kry. En uiteindelik haal Dawid sy skouers op. Hy maak asof dit nie saak maak. En hy sê, ag wel, die swaard gaan nou maar so en dan so, asof hy nie verantwoordelik is vir Uria se dood nie. Die totale sinisme van iemand wat sy gewete doodgedruk het. Maar hierdie geheimhouding maak dinge net erger. Hoe meer hy probeer geheim hou, hoe erger word dit. Dis hoekom die Here uiteindelik vir hom gesê het, dit wat jy in die geheim gedoen het, dit sal in die openbaar aan jou gedoen word. Want jy kan nie in die geheim sondig en dink dat jy so die gevolge van sonde gaan vermy nie. Jy kan nie toegee aan jou begeertes en dink jy kan die gevolge daarvan vermy nie. Die gevolge daarvan is uiteindelik vernietigend vir ander mense, maar dit is ook vernietigend vir jouself. So begeerte en mag en geheime sonder gewete is gevaarlik. Die draaipunt in hierdie storie kom by die woorde in hoofstuk 12, dat die Here toe vir Nathan gestuur het. Nou in hoofstuk 11 hoor jy oor en oor dat Dawid stuur. Dawid stuur om vir Batseba te gaan haal. Dawid stuur om Uria te laat haal. Dawid stuur vir Uria na sy huis toe. Dawid stuur vir Uria 'n geskenk. Dawid stuur vir Uria met 'n boodskap vir Joab. Dawid is die een met die mag, hy stuur. Maar God het 'n hoër mag as Dawid. Hy stuur ook, hy stuur vir Nathan. En Nathan vertel die verhaal wat ons gelees het. En dan sien ons wat gebeur wanneer 'n gewetenlose man hoor van iemand anders se sonde, of wat hy dink iemand anders se sonde is. Hy oordeel. Dit is my opvallend hoe dikwels
dikwels gebeur dat mense wat juis ander mense links en regs veroordeel en so aan, hoe hulle dan uiteindelik uitgevang word dat hulle self agter die deur staan. Dat mense wat vreeslik maklik wys na hierdie groep se sonde en daai mense se ewels en so aan, en wat ewe die hoë grond die moral high ground, die morele hoë grond wil bekleem wil maak asof ek beter is, dat hulle eintlik self skuldig staan. En die tragiese ding is dat sulke mense dikwels besig is om vir hulle self te lieg. En dit gebeur presies met Dawid. Hy hoor Nathan se verhaal. Hy hoor hierdie verskriklike ding van die man met die baie vee wat sy buurman se enigste ooilammetjie gevat het en dit vir iemand anders gegee het om te eet. En dan sê hy, maar daardie man moet doodgemaak word. Daardie man moet, want hy het nie die arme man jammer gekry nie. Asof Dawid enige deernis in sy hart vir Uria gehad het. Hy waag het om die man van die storie te veroordeel, terwyl hy self gewetenloos opgetree het. Dikwels is ons, wanneer ons die morele hoë grond beklee en die vinger wys na anders, is ons eintlik besig om gewetenloos ons eie sondes en ons eie swakhede mis te kyk. Maar Nathan laat hom nie hiermee wegkom nie. Nathan konfronteer hom. Hy sê, jy is die man. Jy is die man. En is asof die Here deur Nathan met hierdie vinger wat wys, met hierdie woorde, jy is die man, skielik weer Dawid se gewete wakker maak. Sodat Dawid onmiddellik sê, ek het gesondig. Die tyd vir verskonings is verby. Die tyd vir toesmeer is verby. In hierdie oomblik wys hy weer dat hy regtig 'n man na God se hart is. Nie omdat hy altyd reg doen nie, om die waarheid te sê, dit wat hy gedoen het is afgryslik, maar omdat hy in hierdie oomblik onmiddellik besef, maar ek is verkeerd, omdat hy luister na die Here, wanneer die Here vir hom sê. So, almal van ons kan op 'n punt kom, dat jy jou gewete onderdruk, wanneer jy dinge doen, omdat jy dit wil doen, omdat jy dit begeer, maar wat eintlik nie reg is nie. Maar ek dink nie almal van ons sal as iemand voor hom kom staan en sê, maar jy is die mens wat verkeerd is, jy veroordeel ander, maar jy is verkeerd. Nie almal van ons sal dadelik herken, ek het gesondig teen die Here nie. Maar dit is wat Dawid doen. So gewete kan 'n mens ook bring by belydenis. En so bring gewete ook vir Dawid by genade. Dat God hom genadig is, omdat hy bely het, dat God hom vergewe, dat God sy sonde op sy skuif en sê, maar ek gaan dit nie vir jou persoonlik nou onmiddellik straf nie. Maar die interessante is dan tog, dat as 'n mens Dawid se verhaal verder lees, is dat die gevolge van sy sonde nie uitbly nie. Alhoewel die Here hom vergewe het, alhoewel die Here vir hom gesê het, ek skuif dit op sy, jy sal koning bly. Alhoewel die Here hom vergewe, moet Dawid en sy huis na hom die konsekwensies dra van sy sonde. En dit laat mense laat wonder, maar waar pas genade en gewete dan nou by mekaar in, as ek nog steeds met die gevolge van dit wat ek verkeerd gedoen het, moet saamlewe. Die werklikheid is dat genade wel my verhouding met God herstel, maar genade beteken nie dat die gevolge doodgesmeer word nie, dit kan mos nie. Genade bring nie vir Uria terug uit die graf nie. Genade gee nie vir Batseba terug vir Uria nie. Genade maak nie Dawid se gruwelike dade ongedaan nie. Maar genade gee vir Dawid die krag om te lewe met die gevolge van sy eie sonde. Om daarmee te lewe en nog steeds die Here te dien en nog steeds die volk te buig. Die volk te lei. Ek dink die verskriklikste ding wat ons sou kon doen, is om te dink dat genade altyd moet beteken dat my sonde geen gevolge moet hê nie, dat ek verskriklike dinge kan doen, maar moet geen gevolge kan hê nie. Dat ek sê nou maar as ek gesteel het, maar die geld vir myself kan hou en kan sê, ja, maar die Here het my vergewe. Of as ek verkrag het, maar kan sê, ja, maar die Here het my nou vergewe, ek het nou berou, en nou dink ek dit is ongedaan gemaak. Genade maak nie die aardse konsekwensies van ons dade ongedaan nie, maar dit gee wel vir ons die krag om daarmee te lewe, om verantwoordelikheid te aanvaar daarvoor en om te lewe daarmee. Genade sê, die Here laat my nie los, selfs wanneer ek met die gevolge van my eie mislukkings moet saamlewe nie. Die beste natuurlik is, as hierdie verhaal ons waarsku om in die eerste plek, wanneer ons van die dak af kyk, wanneer ons iets sien of iemand sien wat ons wil hê, maar wat ons nie toekom nie, om dan al te vra, Here, wat wil U hê moet ek doen? Maar as ons dit nie doen nie, en ons misluk soos Dawid, kan ons weet die genade is genoeg om vir ons te help, om te bely en om die gevolge te hanteer, sover as wat ons kan. Amen. Nou ja, nou is ek weer op my hoë plek, maar nie om soos Dawid van die dak af te kyk nie.
Ek is hier om jou in die naam van die Here te seën. Die Here wat jou uit die hoogte uit seën, met sy liefde, met sy genade, met sy vergifnis, met sy goedheid. Mag die Here se genade naby aan jou wees, wanneer jy misluk. En mag die Here jou bring tot belydenis en tot die aanvaarding van verantwoordelikheid. Mag die liefde van die Here by jou wees en mag die liefde van die Here vir jou genoeg wees, dat jy bo alles begeer om hom lief te hê en om jou naaste lief te hê en om nie verkeerde begeertes te vervul nie. En mag die gemeenskap van die Heilige Gees jou so vol maak van die goedheid van God, dat jy net die goeie wil doen vir ander, om Christus ontwil. Amen.